span, baie dankie julle, awesome. Julle kan julle sitplekke neem, baie dankie. Dit is vir my 'n groot voorreg om weer in Robertson te kan wees en om 'n bietjie tyd te kan spandeer saam met julle pastoor en by die gemeente. Ek en my vrou is mal oor Robertson. As ek nou aftree oor 2 jaar, dan gaan ek Robertson toe trek. Halleluja. Ek is mal oor die bome hier, so mooi groen. Toe ons nou gister die inry, toe sê ek vir my vrou, kyk die bome. Ek sal trek net vir die bome, prys die Here. En vir Four Cousins. Dat lekker steak. Prys die Here. Maar dit is vir my so groot voorreg en sommer 'n lekkerte om vanoggend weer terug te wees hier by julle awesome kerk. Ek love hierdie kerk, ek love julle leierskap, ek love julle pastoor, hy's so lekker ou. Kom ons gee ons pastoor 'n lekker hande klap. Ek weet nie of dit baie goddelik is om die volgende te sê nie, maar ek dink julle pastoor is 'n rockstar. Hy's awesome. Ek sê vir die eerste diens, jy weet, ek het hom per ongeluk ontmoet, so 3 jaar terug, terwyl ek bid, toe sit die Here die Boland in my hart, en ek bel 'n ou wat ek ken hier in Woester, en ek as 'n pastoor daar, en ek sê vir hom, hoor jy, die Boland in my hart, ek wil regtig die Boland toer en dienste doen en so aan, maar ek ken nie die mense in die Boland nie. Hy sê, nee, wag, hy maak 'n paar oproepe, en nie lank en toe bel pastoor Alex my, en die man wil sommer my skrifte hê, die man wil weet, hoe laat kom ek, waar bly ek, wat ry ek, hy is so agter mekaar. Toe besef ek het dit te doen met 'n man wat weet wat aangaan, halleluja. En ag, is net 'n great ou, ons het gisterand lekker saam geëet en 'n goeie tyd saam gehad. Dit is lekker in bediening wanneer jy mense ontmoet wat dink soos wat jy dink en praat soos wat jy praat en God glo soos wat jy hom glo. Wat uitverkoop is om te sien dat die kerk van Jesus Christus sterk en gesond is en dat God se koninkryk vorentoe gaan in die wêreld. Kan jy amen sê? En ek wil vanoggend vir julle sê, en pastoor Alex en die leierskap, het julle so 'n leier. Julle is baie bevoorreg en ek sê dit nie net omdat ek wil oulik wees vanoggend nie. Ek travel na so baie kerke toe op 'n weeklikse basis reg oor die land. Ek sien soveel plekke en dinge en mense en kerke en leiers, goeies en slegtes. Nederiges en hoogmoediges, maar dit is my so lekker om weet te connect met pastoor Alex. Hy is regtig besonder so ou. Hulle is regtig onder goeie gesag. Amen. Nou ja, ek het in die eerste diens vergeet, maar ek wil graag in die tweede diens my vrou vra om op te staan. Voor ek huis toe gaan in die moeilik en ek grap. Sê vir hallo nooi. Amen. Dis lekker om my vrou saam met te hê en dis ook nog lekker om te sê. Dit klink seker verskriklik, maar ons kinders is by my ma, ons alleen. Prys die Here. Woe. Jy weet ek het 'n seentjie gekry. Hy was great en toe sê hulle kry nog 'n kind en toe kry ek nog 'n kind en ja. Die tweede een bid vir my. sy het nou 4 jaar oud geraak en soos 'n paar weke terug en ek bly sê sy's 3. Dan kom sy sê ek's 4. Sy aard na 'n pa. Ja, so help my graag reg, maar dit is so wonderlik om 'n bietjie alleen dat ek so my vrou te kan hê om saam met my pad te kan hê. Ek is so opgewonde vir hierdie kerk. Dit is so lekker om elke keer as ek hier kom, dan sien ek nuwe dinge gebeur, nuwe projekte. Ek hoor gisterand so by pastoor Alex van Plaveisel en julle is besig om grondgebied te vat, so wel dan. En ek wil julle eer dat julle betrokke is by die vooruitgang van hierdie gemeente. Ons is nie geroep om 'n stoel te sit nie, ons is geroep vir 'n doel. Ons is geroep om ons hande vuil te maak, om deel te neem, om God se kerk te bou, om te sien dat die koninkryk van God kan vorentoe gaan. Sê amen. Halleluja. Nou ek dink vanoggend toe ek baie ver ry van my gastehuis af, omtrent 200 meter in die pad af in die kerk toe. En dit weer lang rit, dink ek aan my lewe en ek dink aan die goedheid van God en die getrouheid van God. Jy weet, vandag sien ons, ek's 31 jaar oud nou, en vandag sien ons miljoene mense na Jesus Christus toe kom deur groot events, kerke, deur sosiale media. Ons sien regtig 'n beweging van God se gees en God se guns. Maar dit was nie altyd so gewees nie. 'n Paar jaar terug, toe ek net begin het in bediening en ek het gebid vir geleenthede en deurbrake en om die woord van God te kan preek. In daai tyd dat ek die Here so vertrou, kry ek 'n boodskap op Facebook van 'n kerk wat my uitnooi, toe ek 20 jaar oud, nee, ek dink 20, 21, wat my uitnooi om by hulle te kom preek, en ek sê toe nee, is reg, ek gaan kom preek by hulle, het gaan great wees, prys die Here. Ek is so excited, my eerste uitnodiging. Hulle stuur vir my foto's van waar ek op die skreen is in die kerk. Ek kan nie wag om vir my girl te wys, dit is my girl, ek sê nooit sekie, jou man is op die skreen, jong, dinge beweeg nou in 'n regte rigting, ons is nou famous, halleluja, ons is op die skerm.
En ek is so excited vir hierdie diens. Ek besef hierdie is 'n groot storie. Ek is so opgewonde dat ek gaan mall toe. Ek koop vir my nuwe persdas vir die okasie. Ek wil mos nou my beste voetjie voorsit vir hierdie diens. En die Vrydag aand breek aan, dis 'n jeugdiens en ons is opgewonde om by die kerk te wees. En ons ry agter die location aan en ons stop voor 'n groot huis in 'n woongebied. En ek dink myself, waar is die kerk? Maar ek weet baie keer ou mense kerk op vreemde plekke. So ek dink dit is dalk 'n vreemde kerk, maar nonetheless, ek klop aan die deur en die next moment maak so groot oom die deure oop. Hy het 'n voorskoot aan en het 'n braaitang in die hand. En ek kyk hom so, ek skrik eintlik. Hy sê ja, jy's seker hier vir die kinders. Ek dink ja, seker, ek weet nie. En die next moment sê hy vir my die kinders is daar bo in die kamer. En ek sien maar hier's 'n lekker braai in die gang. Ek dog vergeet vir die kinders, kom ons braai, jy weet. En die volgende oomblik kom maar 'n ou afgestap, 'n jong, ek skat 15, 16 jaar oud, ek kan nie onthou nie, kom by die trappe afgestap met die ou pyjamas aan, sy PJ's. En hy sê, ek kan maar net opgaan, stap agter hom aan. En die ou sê vir my in sy pyjamas, "Johanrey, ons is so bly om jou te ontvang. Ons is opgewonde vir die woord van God. Volg my gerus na die kamer toe." Nou kyk ek my vrou en ek is maar dadelik opgewerk. Sy druk my hand, sy sê, nou stap ek die trappe op, maar my oor is maar rooi. Ek sê, "Wat gaan hier aan?" Ons stap al in die kamer in en next moment sit daar 4 kinders in hulle pyjamas en hulle gaan sit op die bed en hulle sê, "Oké, ons is reg om die woord te ontvang." Ek dink vir myself, dit is April Fools, maar dit is toe November, so dit kan nie April Fools wees nie. Ek dink wat 'n grap is dit hier, probeer jy my nou vir 'n ride vat of wat? Maar ek kan sien in hierdie kinders se oë, hulle is desperaat om God se woord te ontvang. En ek kyk na hulle, maar ek is so ontsteld, ek wil sommer elke 'n snotklap gee en waai. Ek wil net soos 'n Holy Ghost slap en net gaan. Want ek is nou so in die gesig gevat met wat die ander. Ek was 'n man van die Here, man. Ek was op die skerm gewees, jy weet. En ek sien in hierdie kinders se gesigte, hulle is so honger om God se woord te ontvang. En ek kyk na hulle met 'n baie hoë vlak van irritasie. En ek hoor die Here sê vir my, "Johanrey, as jy vir hulle sal preek asof hulle skades is, dan sal ek vir die skades gee." En toe ek dit hoor, toe preek ek vir daai 4 kinders alles wat ek het. Ek het gepreek oor die bloed van Jesus, oor die vergifnis van sonde, die invulling van die Heilige Gees. Ons het gebid vir hulle is gered, verlos, vrygemaak in hulle pyjamas op 'n Vrydag aand terwyl hulle pa en ma braai. Halleluja. En ek vertel vanoggend vir jou, amen, die Here is goed. Ek vertel vanoggend vir jou hierdie storie vir die dood eenvoudige rede om iemand te encourage dat waar jy begin is nie waar jy eindig nie. Die Bybel sê your end will be greater than your beginning. The latter will be greater than the former. My vrou het my 'n hemp gekoop. Weet ek sê altyd toe ek haar ontmoet het en toe ons begin uitgaan het, was ek werkloos, geldloos en rigtingloos, maar ek het ambisie gehad. Halleluja. En sy het die ambisie in my gesien, toe koop sy vir my hemp en op hierdie hemp, ek was so trots op die hemp, wat gestaan from humble beginnings comes great things. My vrou het geweet ons was op pad ergens heen, nee. Amen. Halleluja. En ek sê dit volgende vir jou, want God kan jou uit die mees hopelose posisie uithaal en hy kan jou op 'n plek sit waar jy nie jouself eens kan herken nie. Hy kan jou letterlik uit 'n plek uitvat waar jy oorwin word na 'n plek toe waar jy oorwin. Hy kan jou van 'n plek vat van gebrokenheid na heelheid, van siekte na gesondheid, van armoede na rykdom, van onder na bo. Halleluja. Die Bybel sê jy's die kop en jy's nie die stert nie, jy's bo, jy's nie onder nie. Wanneer God ons kry, is ons onder, maar as God begin werk deur die beweging van God se Gees in ons lewe, dan is ons bo. Sê amen. Halleluja. Moenie kyk na waar jy is nie. Vertrou God se stem en volg hom na waartoe hy vat in Jesus naam. Halleluja. God is 'n waarmaker van sy woord. Amen. Prys die Here. Ek's baie opgewonde vir die boodskap vanoggend. Jy weet, ek besef soos ek reis deur Suid-Afrika, dat ek het te doen met soveel verskillende kerke en soveel verskillende mense en kulturele groepe en mense wat allerlei verskillende oortuigings het, maar ek weet daar's een boodskap wat almal kan unify. Daar's een boodskap wat almal op amen moet sê, en dit is die volgende boodskap: 'n lewensveranderende nuus. En dit is dat Jesus jou liefhet. Dit is dat Jesus 'n prys betaal het vir jou. Dit is dat Jesus goeie planne het vir jou. Jy weet, ek het groot geraak in die kerk. Ek is 31 jaar oud nou, so ek is trots om te sê ek is nou al 31 jaar 'n kerkganger. Halleluja. Ek het nie 'n keuse gehad die eerste 15 jaar nie, maar die laaste 16 jaar kies ek dit. Prys die Here. My ma het my gesleep kerk toe, my oor gedraai en gesê, bly stil, sit stil, luister. En ek het geluister, ek dank die Here vir my ma, wat kwaai was. Maar vir 31 jaar het ek in die kerk, wat is ek al in die kerk, en ek kan met soveel selfvertroue vanoggend vir jou sê, na amper 12 jaar in voltydse bediening waar ons miljoene mense gesien het na Jesus toe kom, dat die boodskap van God se liefde is wat verandering bring. Ek het mooi, oor 31 jaar het ek mooi preke gehoor, ek het mooi liedjies gehoor, ek het mooi getuienisse gehoor, en dit het als my geïnspireer. Maar wat my
my verander het en getransformeer het, was die liefde van Jesus. Toe ek die liefde van Jesus ontvang en ervaar, toe verander dit my lewe. Toe bring dit transformasie mee in my binneste. En die gevaar wat ons het vandag is, as ons vir 'n lang tydperk in die kerk is, dan raak ons baie gemaklik en gewoond aan die eenvoudige waarheid van God is lief vir ons. Maar die Bybel sê in Johannes 3 vers 16 dat so lief het die God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Dit is groot liefde. God het jou lief. Hy het sy seun gegee om vir jou te sterf aan die kruis, om vir jou 'n nuwe lewe te gee. Die Bybel sê in 2 Korintiërs waar Paulus in die woord is, hy sê dat as jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. En hy sê alles word nuut. Nou daai woord alles beteken alles. Ja, groot openbaring. Halleluja. Daai woord beteken alles moet nuut wees. Maar soos wat ek reis deur die wêreld, sien ek dat die kerk van Christus, 'n groot gedeelte van die kerk en van gelowiges, is op 'n plek waar ons glo dat God is 'n God wat verlos. Ons glo dat God is 'n God wat vergewe, maar ons glo nie dat God is 'n God wat voorsien en vrymaak nie. Baie mense sukkel met die konsep dat God is ook nie net 'n God wat jou wil vergewe van jou sonde nie en jy wil verlos nie. Hy is ook 'n God wat vir jou wil voorsien. Hy is ook 'n God wat jou wil verlos en jou nuut wil maak in Christus. Ek sien dat die kerk sukkel met daai mindset, maar ek wil vanoggend vir jou sê dat jy moet besef vanoggend dat God roep my en jou na 'n lewe toe van oorwinning. Die Bybel sê dat dieselfde gees wat Christus uit die dood het opgewek het, leef in ons. Dis die gees van opstanding, dis die gees van oorwinning. Christus het die kruis en die dood oorwin. Daai gees van oorwinning leef in ons. God roep my en jou na 'n lewe van oorwinning toe. Kan jy amen sê? En soos ek groot geword het in die kerk, het ek baie keer gesien hoe mense passievol preek oor oorwinning. En ek het gesien hoe mense skree amen wanneer daar gepreek word oor oorwinning. En ek sien hoe mense liedjies sing oor we gonna see a victory, oorwinning. Ons sing oor dit, ons spreek oor dit, ons getuig oor dit. Maar toe ek om my kyk in die kerk waar ek groot geword het en waar ek beweeg het ek dit nie gesien nie. Dis iets waar ons praat. Dis iets waar ons sing. Dis iets waarvoor ons halleluja en amen skree, maar dis nie iets wat baie van ons inloop nie. En dit het my verskriklik begin pla en ek het vir jare lank geworstel met hierdie konsep, met hierdie idee. Waar is hierdie oorwinning waarvan ons spreek? Waar is die oorwinning waarvan ons sing en getuig? Waar is die oorwinning wat weerhou die kinders van die Here om te loop in hierdie oorwinning waarvan die Bybel praat? Want reg deur die Bybel, van Genesis tot Openbaring, kan jy 'n duidelike lyn optel van God se intens begeerte om vir sy kerk, vir sy kinders oorwinning te gee. Waar is die oorwinning? En ek het na baie jare se stoei en studie en bid en vas en smeek en sobat om uit te vind wat weerhou ons van oorwinning. Ek het baie goed geïdentifiseer, maar een sterk contributing factor, soos die Engelsman sal sê, wat die kerk van God weerhou van hierdie oorwinning, is 'n mentaliteit wat by baie gelowiges ingekruip het, wat ons oortuig het, ons moet maar net vasbyt tot die einde toe. Ons moet net vasbyt tot Jesus eendag terugkom. Ons moet vasbyt tot ons Jesus van aangesig tot aangesig ontmoet. Maar ek wil vandag vir jou hierdie stelling gee, kerk, dat Jesus het nie in 'n kruis gesterf en met sy bloed betaal vir ons om net te oorleef nie. Nee meneer, hy het in 'n kruis gesterf en met sy bloed betaal vir ons om te oorwin. Sê amen. Oorwinning behoort aan die kerk van God. Oorwinning behoort aan die gelowiges. Maar daar het 'n mentaliteit ingekruip wat ons aangeneem het, ons moet net oorleef. En omdat baie mense in ooreenstemming gekom het met hierdie leuen van die vyand, het dit ons begin posisioneer vir Johannes 10 wat sê die dief kom om te slag en te steel en te verwoes. Wanneer ons in lyn staan met die leuen van die vyand, is ons 'n open target en die vyand kan maak wat hy wil. Maar ek wil vandag vir jou sê, kerk, dat die vyand is onder jou voete. Hy is verslaan. Hy het nie gesag oor jou nie, jy het gesag oor hom. Oorwinning behoort aan jou in Jesus naam. En ek het gesien as jy na skarers toe gaan, ons preek by groot events en groot dinge, dan as jy vir hulle die waarheid van God se woord kommunikeer, vir mense wat al lank in 'n leuen vasgevang is, dan raak hulle opstandig teen die waarheid. Hulle wil nie die waarheid hoor nie. As jy met mense praat wat vir so lank vasgevang is in slegte nuus en jy kom en jy deel goeie nuus met hulle, dan raak hulle opstandig en hulle verwerp die goeie nuus. Hulle wil niks daarvan weet nie. En ek kan nie dit verstaan nie. Ek kon nie dit verstaan nie. En ek het met dit ook gestoei. En toe kom ek op die skrif af waar Jesus in die woord is en hy sê in Engels, hy sê the Spirit of the Lord is upon me and he has anointed me to proclaim good news to the poor, freedom to the captives, recovery of sight to the blind. Hy sê uiteindelik daar, moenie stil bly oor die goeie nuus nie. Moenie stil bly oor die goedheid van God nie, want mense wat hoor van die goedheid van God, getuienisse hoor van die goedheid van God, sing oor die goedheid van God, maar nog nooit die goedheid van God beleef het nie, weet jy wat aangaan nie. Dis hoe die boek van Psalms sê, hy sê taste and see that the Lord is good. Proe en ervaar dat God goed is. Ons het 'n verantwoordelikheid om die goedheid van God, die oorwinning van God te kommunikeer aan sy kerk.
Want die vyand wil ons in 'n posisie hou waar ons in boeye is, waar ons 'n arme ek mentaliteit het, waar ons verslae is, hopeloos is, stikkend is, gebroken is, en ons dink, ag, ek moet maar net vasbyt tot Jesus kom, maar dit is 'n verslae mentaliteit. Christus het oorwinning vir my en jou beskikbaar gemaak. Christus het vir ons 'n prys betaal, sodat ons die kettinge van sonde kan neerlê, die kettinge van gebrokenheid, die kettinge van hopeloosheid, sodat ons kan stap in die volheid van God se plan vir ons lewe. Oorwinning in Jesus naam. Halleluja. Jy is geroep vir 'n lewe van oorwinning. Dit is tyd, kerk, dat ons breek met die leuns wat ons weerhou van oorwinning, en dit is tyd dat ons in lyn kom met die waarheid dat ons posisioneer vir oorwinning. In Jesus naam. Joe. Dit is ook goed nou. Hallo. Prys die Here. Ek wil graag 'n skrifgedeelte vir jou lees uit die boek van Jeremia. Hoofstuk 1 vers 11 en vers 12. En ek is baie passievol oor hierdie boodskap. En ek sal vir julle nou sê hoekom. Maar ek het 'n begeerte in my hart, 'n desperaatheid. Ek is 'n evangelis en my primêre fokus is om massas na Jesus toe te lei wat gered moet word en verlos moet word. Maar ek het 'n geweldige passie in my hart sodat om te sien dat die kerk van Christus volwasse word en om glo en om vat by sy woord. Om te stap in dit wat hy vir ons het in Jesus naam. Jeremia 1 vers 11 en vers 12. Hoor gou die volgende woorde. Hy sê: "Die woord van die Here het tot my gekom. Wat sien jy, Jeremia?" Ek het geantwoord: "Ek sien 'n amandeltak." Die Here het geantwoord: "Jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het." Nou die woord amandel of in Engels soos almond beteken in Hebreërs om waaksaam te wees. Die almond tree of die amandelboom is ook een van die eerste bome wat blom na die winter, wat gereedheid verteenwoordig. So ultimately verteenwoordig die almond, ek ben nou sorry vir my Engels, wat is die Afrikaans? Die amandeltak, sorry, ek is so vir Engels. So die amandeltak of die amandelboom verteenwoordig God se gereedheid, God se gewilligheid en God se gretigheid om te doen wat hy gesê het hy gaan doen. So God praat met Jeremia en hy sê vir Jeremia: "Jeremia, jy is geroep as 'n jong man om 'n kragtige profeet te wees vir jou nasie en jy gaan 'n groot impak maak. Jy het 'n groot roeping op jou lewe, Jeremia." Maar God sê vir Jeremia: "Ek wil jou eerste profetiese les leer." En dit is die volgende. Hy sê: "Wat sien jy?" En Jeremia sê: "God, ek sien 'n amandeltak." En die Here sê vir hom: "Jy het reg gesien." En in vers 12 gee die Here vir Jeremia die uitleg van sy profetiese vision wat hy gesien het. En hy sê: "Die betekenis van wat jy sien, Jeremia, is ek staan gereed om te doen wat ek gesê het ek gaan doen." So God roep vir Jeremia, hy sê: "Jeremia, voordat jy hierdie kragtige profeet word, voordat jy die man word wat 'n impak maak vir generasies, voordat jy 'n man word waarvan daar geskryf sal staan en mense sal eendag van jou lees, voordat jy hierdie man word, is daar iets wat vasgelê moet word in jou binneste, Jeremia. Jy moet vandag verstaan, Jeremia, dat ek is God en ek is gretig, ek is gereed en ek is gewillig om te doen wat ek gesê het ek sal doen." En ek wil vanoggend iemand in hierdie auditorium van hierdie gebou bemoedig. As God gesê het, hy gaan jou seën, as God 'n belofte gemaak het, as God vir jou 'n woord gegee het, beter jy glo dat daai woord en daai belofte tot vervulling sal kom, want die Bybel verklaar dat God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. As hy het gesê het, sal hy dit doen. Hy's 'n waarmaker van sy woord. En dit is die boodskap wat God aan Jeremia probeer kommunikeer. Jeremia, jy gaan great goed doen. Maar maak vas in jou hart, Jeremia, ek is gretig, ek is gereed en ek is gewillig om te doen wat ek gesê het ek gaan doen. Want Jeremia, jy gaan gekonfronteer word met leuns wat gemaak dat jy die waarheid bevraagteken. Jeremia, jy gaan met teenstand gekonfronteer word wat gaan maak dat jy die waarheid van my gaan bevraagteken. En daarom het God dit so effektief probeer kommunikeer aan Jeremia. Jeremia, verstaan wie ek is. Ek is 'n waarmaker van my woord. Ek is gretig, ek is gewillig en ek is gereed om te doen wat ek gesê het. En ek wil vanoggend vir jou sê, kerk, partykeer wanneer daar beloftes vir ons gegee word of wanneer God met ons praat en hy vir ons 'n woord gee, maar dan kom die lewe en dan gee ons 'n snotklap, soos ek nou nog gesê het, dan begin jy alles rondom jou oortuigings te bevraagteken. Het God regtig gesê, soos wat klink dit? Klink dit nie soos die vyand in die tuin vir Adam en Eva nie? Het God regtig gesê? Dit is wat die vyand doen. Hy wil jou op 'n plek bring waar jy die realiteit en die waarheid van God bevraagteken. Daarom sê God vir Jeremia, jy gaan bevraagteken word. Daar gaan 'n vyand in jou kom om leuns in jou gedagtes te saai. Daarom moet jy verstaan en vasmaak in jou hart, Jeremia, oor wie ek is. Ek is gewillig, ek is gretig en ek is gereed om te doen wat ek gesê het. Kerk, ek wil vanoggend vir jou sê, maak vas in jou hart wie God is. Gewillig, gereed en verskriklik gretig om te doen wat hy gesê het hy sal doen.
Ek wil graag 'n skrifgedeelte vir jou lees uit die boek van Numeri, hoofstuk 13 vers 30 tot 33 en om vir 'n bietjie agtergrond te gee, die Bybel sê, dankie Noe. Die Bybel sê dat Israel is in slawerny vir 430 jaar in Egipte en God rig 'n man op met die naam van Moses om hulle te verlos. Ons ken die storie en hy maak die belofte van beloofde land wat oorloop van melk en heuning. Maar op pad op hierdie tog na die beloofde land toe, praat God met Moses en hy sê vir hom, hoorie, kies 12 spioene, stuur hulle uit om die land van Kanaan te gaan verken en na 40 dae moet hulle terugkom om 'n verslag te gee oor wat hulle gesien het. En die Bybel sê na 40 dae kom hierdie 12 spioene terug en 10 van die 12 sê, Here, vir Moses, die land is alles wat God gesê dit is. Dis 'n land wat oorloop van melk en heuning. Hier is die vrug, kyk, dit is alles wat God gesê dit is. Maar ons kan nie die land in besit neem nie. Daar's reuse. In Engels sê the city is fortified, dis groot, dis sterk. Ons kan nie dit in besit neem nie. En die Bybel sê die next moment praat Joshua en Caleb, die ander twee, en hulle sê nee, ons kan absoluut die land in besit neem, want hulle was meer oortuig deur die woord van God as die uitdaging van die stad. En dit is die verskil. Daar's twee groepe mense altyd. Mense wat oortuig is deur die woord van God en mense wat oortuig is deur omstandighede. En ek wil vandag vir julle sê die Bybel wil klaar dat we walk by faith and not by sight. Ons kan nie beïnvloed word deur wat ons sien nie. Ons word beïnvloed deur die geskrewe woord van God. Dit is hoekom dit so belangrik is dat die woord van God ryklik in ons woon, sodat wanneer ons gekonfronteer word met mense wat valse gerugte wil versprei, mense wat God se waarheid bevraagteken, dat ons onbeweeglik geanker staan in die rots van die eeue Jesus, onbeweeglik in waarheid, sodat die leuen ons nie kan beïnvloed nie. En Joshua en Caleb is geanker in die waarheid. En hulle sê vir die 10 ouens, julle weet nie waarvan julle praat nie. Ons kan hierdie land nou in besit gaan neem. Maar die Bybel sê daar's 'n stryery en 'n stoeiery onder die mense. En hoor gou wat gebeur in Numeri 13, 30 tot 33. Hy sê, Caleb het egter die manne wat met Moses praat, stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het gesê, nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakite stam ook van hulle af. Ons was so sprinkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. My eerste vraag sal wees, na aanleiding van hierdie geskrif, is, hoe het hulle geweet wat die vyand van hulle dink? Want hulle het nie in kontak gekom met die vyand nie. Die vyand het Israel gevrees, want die vyand het gehoor, die gerugte het versprei van God se getrouheid aan Israel. Die gerugte van God se krag en God se wonders het versprei oor daardie area. Almal het gehoor van God wat 'n rooi see oopkloof vir sy mense. Almal het gehoor van 'n God wat voorsien in 'n woestyn met manna. Almal het gehoor dat water, almal het gehoor van God se krag. En almal het geweet dat God is met Israel, vir Israel, en God gee daai land en die land. Almal het geweet. Maar hier kom die manne van God wat veronderstel is om te staan in daai waarheid, en hulle bevraagteken God. Die vyand erken dat dit is God se volk. Dit is God se land, dit is God se mense. Maar God se mense bevraagteken die Here. En die Bybel sê in die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk, daai laaste sin, maak hierdie 10 spioene die rede vir hulle negatiewe verslag bekend. Die rede hoekom hulle sê ons kan nie die land in besit nie. Hulle maak hulle harte en hulle gedagtes bekend toe hulle die volgende woorde sê: ons was soos sprinkane in ons eie oë. En so ook in die vyand se oë. Hulle het gevoel soos sprinkane, toe neem hulle aan, hulle vyand sien hulle as sprinkane. In Engels, they projected their own insecurity upon the enemy. Hulle het gevoel, hulle het minderwaardig gevoel, hulle het insecure gevoel, hulle het klein en eenvoudig gevoel, en omdat hulle so gevoel het, toe neem hulle aan, hulle vyand het hulle ook so gesien. Maar die realiteit was, en wat hulle nie verstaan het, is die vyand het hulle gevrees, want hulle het geweet dat God is met hulle. En die vyand, die uitdaging wat daardie generasie gehad het, was nie die realiteit van die vyand wat hulle aanval nie, maar eerder 'n mentaliteit van 'n sprinkaan mentaliteit. En hulle kom toe terug na Israel toe, en hulle kommunikeer 'n leuen, gebaseer op hulle minderwaardigheid in die volk. Die Bybel sê die groter gedeelte glo toe die negatiewe verslag. Dit was nie 'n aanval van die vyand wat God daai generasie uit die beloofde land uitgehou het nie. Dit was 'n sprinkaan mentaliteit. 'n minderwaardigheid.
'n minderwaardigheidskompleks. Die vyand wil altyd leuns in ons kommunikeer. Hy sal jou altyd jouself op 'n plek bring waar jy jouself bevraagteken en wonder, het God regtig gesê, kan ek regtig, is ek regtig die ou, jy weet die Here seën vir almal behalwe vir my, deurbrake is moontlik vir almal behalwe vir my, die Here lig almal op behalwe vir my, God het 'n plan in die toekoms vir almal behalwe vir my. Daar is 'n mentaliteit wat die vyand in ons inboor, want hy wil ons op 'n plek bring waar ons so klein en verslae en hopeloos voel, dat ons glo, al die goeie goed van God is vir almal behalwe vir my. Want hy weet dat hy het gesag verloor oor my en jou. Die vyand weet dit. So hy verstaan die al manier hoe hy dominion of gesag oor ons kan uitoefen is wanneer hy ons beïnvloed in ons mind. Dit is hoekom Paulus skryf in Romeine 12 vers 1, hy sê in Engels sê hy, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Die battle wat ons vandag het met die vyand is hier. Hy wil jou minderwaardig laat voel, hy wil jou insecure laat voel, hy wil jou konstant op 'n plek bring waar jy God se waarheid bevraagteken, het God regtig gesê, kan ons regtig, gaan ons regtig, en dis presies wat hy met Israel gedoen het hierso. Daar het 'n vraagteken ontstaan onder die mense. En hoor wat sê die Bybel in Genesis Numeri 14:9. So, hulle is nog steeds in hierdie debat. Kan ons die beloofde land in besit neem? Nee, ons kan nie. Ons gaan nie. Dit is hele deur die stryd tussen hierdie twee groepe. Maar Caleb is weer in die woord hierso in Numeri 14 vers 9 en hy sê: "Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons, moenie vir hulle bang wees nie." Ek is mal oor die postuur en die posisie wat Caleb aanneem in hierdie posisie, of in hierdie skrifgedeelte. Caleb ontken nie die realiteit van die reëse nie. Caleb ontken nie die realiteit van die uitdagings wat die beloofde land bied nie. Hy is nie blind vir dit nie, maar Caleb was meer oortuig deur die krag van God. Hy was nie blind vir die uitdagings nie, maar hy is meer oortuig deur die krag van God. En ek wil vandag vir julle sê, my vriende, dis presies hoe geloof werk. Geloof ontken nie reëse nie, maar geloof erken dat groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Geloof ontken nie hopelose situasies nie, maar geloof erken dat alles moontlik is vir hom wat glo. Dis wat geloof doen. En Caleb demonstreer geloof hier in God se woord, want hy het geweet in Numeri 13 vers 1 praat God met Moses. En hy sê Moses, stuur 12 uit om die land te gaan verken wat ek vir julle gee. Joshua en Caleb was oortuig deur die woord van God. Die woord van God het ryklik in hulle gewoon. Hulle was geanker in waarheid en toe hulle gekonfronteer word met die leuen, die springkaan mentaliteit, toe word hulle nie beweeg deur dit nie. Terwyl hulle counterparts, hulle vriende, oortuig was deur die springkaan mentaliteit. En ek wil vandag vir jou sê, een van die grootste ding wat ek sien in ons ek wil sê primêr Suid-Afrika, want ek funksioneer primêr in Suid-Afrika, in die kerk vandag, wat ons weerhou van die oorwinning wat God vir my en jou het, want hy het dit vir ons, is nie die vyand nie. Dis 'n springkaan mentaliteit. Dit is hierdie mentaliteit wat die vyand aan my en jou kommunikeer het. Dit is maar net wat dit is. Ons moet maar net vasbyt, ons moet maar net oorleef, ons is maar net hier. Dit is maar net my realiteit, dis maar net hoe dit is. Maar dit is 'n leuen uit die put van die helheid. En vanoggend kerk wil ek jou aanmoedig om in lyn te kom met God se waarheid wat sê jy's die kop en jy's nie die stert nie. Jy's bo en jy's nie onder nie. Jy's nie geroep om oorwin te word nie, jy's geroep om te oorwin. Die hand van die Here is op jou. You are a chosen generation, a royal priesthood. God se woord staan vas. En wanneer die woord van God ryklik in my en jou woon, dan sal die vyand kom met sy leuns, maar hy sal nie succeed nie. Want ons is geanker in waarheid. En ons ken die uiteinde van Israel. Hulle het, daai generasie het die belofte gemis, behalwe Joshua en Caleb. Hoor wat sê Numeri 14 vers 28. So hulle is in hierdie stryd. Maar God intervene en dan God praat hierso en hy sê die volgende woorde. Hy sê vir hulle, dis nou die Here wat praat. Hy sê vir hulle, so seker as ek leef, sê die Here, ek sal met julle maak soos ek julle hoor sê het. God praat. Hy sê vir hierdie mense wat my konstant bevraagteken. Sê vir hulle dat ek sal met hulle maak soos wat ek hulle hoor sê het. Die Bybel sê in Spreuke 18 vers 21 wat? Lewe en dood is in die mag van die tong. Waar kom woorde vandaan? Gedagtes. Okay? Uit die oorvloed van die hart praat die mond. So die woorde is die oorsprong van ons woorde wat ons sê, kom uit ons hart uit ons inner man uit. En ons inner man mediteer op waarhede of leuns. En die vyand verstaan, as hy jou kan verslae kry intern, dan gaan jou eksterne woorde presies dit kommunikeer. Jy weet, ek het in die eerste diens gesê, een van die grootste uitdagings wat ek gehad het as 'n tiener, ek het nie gesukkel met sigarette nie, of pornografie nie, of drank nie, of ek het niks nie, ek het nie met daai goed gesukkel nie. My grootste uitdaging was 'n springkaan mentaliteit. Ek was so gekrippel deur minderwaardigheid, dat ek kon nie so mondeling praat nie.
Ek was so gekrippel ter minderwaardigheid, dat ek nie eens gevoel het ek wil voor mense verskyn nie. Ek het angstig geraak as mense net vir my gekyk het, want ek het so klein en gering en eenvoudig gevoel. Maar toe daar 'n oomblik aangebreek wat ek 'n ontmoeting met God gehad het, en hy het 'n openbaring gegee vir my van myself, oor hoe hy my sien. En toe ek myself begin sien, hoe God my sien, toe begin daar 'n bol tussen my binneste opstaan. Nou moet my vrou my mooi vra om stil te bly, want ek het 'n confidence in my, ek het 'n krag in my, ek het 'n dryf in my, vir een rede, omdat ek myself sien soos God my sien. Ek het die minderwaardigheid, die springkaan mentaliteit neergelê, en ek het die oorwinningsmentaliteit opgeneem. Halleluja. Amen. Daar's 'n ou Pinksterliedjie wat sê, hy sê elke belofte in die boek is myn. Elke hoofstuk en elke vers en elke lyn. Die woord van God is vol van God se beloftes en dit behoort aan kinders van die Here. Die vyand gaan vir jou sê, nie vir jou nie, vir die ou langs jou. Nie vir jou nie, vir die vrou agter jou. Maar ek wil vandag vir jou sê, breek met die leuen van die vyand wat jou weerhou van oorwinning en kom in lyn met God se woord wat jou posisioneer vir oorwinning. Halleluja. Ek was in 'n sonnaarskool. Ek moes in die kerk groot geraak, so sonnaarskool was maar deel van die game. Maar ja, my arme juffrou het maar sleg tweede gekom. Ek was 'n goddelose mannetjie. Dank die Here, daar's tot redding vir my gewees. Maar ek het altyd met 'n pea-shootertjie geskiet en ek het haar lewe hel gemaak, maar sy jammer juffrou. As jy kyk, hallo. Stuur wel blomme nooi. Maar ek onthou daar's 'n spesifieke Pinksterkoortjie wat sy baie gelike het, wat sy vir ons elke Sondag, sy het vir ons baie goed geleer, maar hierdie liedjie het sy Sondag vir Sondag vir ons gesing en vir ons probeer leer. En ek besef nou, as ek terugkyk, dat hierdie vrou het 'n waarheid in ons vasgelê. En hierdie liedjie gaan so, hy sê, victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. God told Satan, get ye behind, because victory today is mine. Hierdie tannie het geweet, want sy was toe al baie oud. Sy het geweet dat hierdie jong man gaan ergens gekonfronteer word, waar die vyand my gaan bevraagteken, en wat ek in 'n plek gaan kom waar ek die realiteit van God gaan bevraagteken as gevolg van omstandighede. En sy het geweet dat sy die mentaliteit van oorwinning in my kan vaslê, sal daar 'n tyd kom wat hierdie oorwinningsmentaliteit begin vrug dra, en dan sal die oorwinningsmentaliteit nie net 'n mentaliteit bly nie, maar 'n realiteit word. Halleluja. En ek wil vandag vir jou sê, kerk, God roep my en jou vanoggend na 'n hoër plek toe. 'n Plek toe waar ons die grasshopper mentality, die springkaan mentaliteit neerlê, en waar ons die waarheid van God se woord begin opneem en begin loop en leef in dit wat God vir ons gekoop het aan die kruis. Hy het nie net redding vir ons beskikbaar gemaak nie. Hy het ook vergifnis vir ons beskikbaar gemaak. Hy het ook genesing vir ons beskikbaar gemaak. Hy het ook bevryding en verlossing en voorsiening vir ons beskikbaar gemaak. Alles was beskikbaar gemaak in die oomblik toe hy sê, it is done, it is finished. Die autoriteit wat ons verloor het in die tuin met Adam en Eva, het Christus kom herstel aan die kruis en die opstanding. Ons het die gesag teruggekry. Die gesag is daar, die autoriteit is daar om te leef en te loop in oorwinning. Halleluja. Victory belongs to the children of God. Victory belongs to you. Halleluja. Is jy 'n man en is jy 'n vrou wat sukkel met die grasshopper mentality? Ek sê vir die eerste diens, hele ruk terug toe ek besig is om te dink oor hierdie grasshopper mentality boodskap en hierdie konsep wat gelowiges weerhou van God se bes en God se oorwinning vir ons lewe. Ek stoei met hierdie konsep en ek stoei met die gedagtes en ek stap hier een middag, ons bly so in so 'n stad daar in Mosselbaai. En ons het so 'n groot grasperk voor die huis en dan is daar so veld voor ons en ek gaan stap op die gras en ek kyk oor die veld en ek stoei met hierdie konsep van, ek dink met myself, Jesus Here, mense gaan my met die vuis op die voorkop slaan as ek wil sê dat 'n springkaan mentaliteit. Mense hou nie van waarheid nie. Ons verwerp waarheid. Ons hou nie van goeie nuus, ons verwerp goeie nuus. Ons drom om slegte nuus. Het jy gesien wat in die huisskoene staan? Ons like daai goed. En dis hoekom ons onsself kry waar ons is. Maar ek staan op by gras en ek kyk oor die veld en ek dink oor die springkaan mentaliteit. Ek stoei met dit en hoe meer ek stoei met dit, meer besef ek dat dit is wat die kerk weerhou van God se beste van ons lewe. En terwyl ek met hierdie konsep stoei en ek dink myself, Jesus Here, die mense gaan nie dit goed ontvang nie. Hoe moet ek dit kommunikeer, jy weet? Die next moment trek my 4-jarige dogtertjie, wat toe 3 was, my broek. En sy sê vir my, pappa, wat is die? En ek kyk af, toe gee sy vir my springkaan. En toe sy dit vir my gee, dus ek soos, Here, ek het hom, ek sal dit preek. En ek glo meer as ooit, dat hierdie boodskap is relevant. Want ek gaan van plek tot plek, dorp tot dorp, kerk tot kerk, besigheid tot besigheid. Here het my klomp deure oopgemaak met baie besigheidsouens, besigheidsmanne, wat die wêreld nou opkyk. Hulle loop so met die koppe wat laag hang. Want
hulle is gekrippel deur 'n grasshopper mentality. Hulle is gekrippel deur hopeloosheid. Hulle is gekrippel deur minderwaardigheid. Hulle is gekrippel deur die leuen van die vyand. En ek weet vanoggend al maniere hoe die leuen van die vyand oorwin kan word is met God se waarheid. As jy op 'n plek kan kom wat jy jouself kan sien so wat God jou sien. Halleluja. Dat jy is bo en nie onder nie. Jy het 'n hoop in 'n toekoms. Jy is gekies. Jy is uitgesoek en jy is gesalf om te oorwin. Dit is God se intense begeerte vir nie net 'n selektiewe groepie mense om 'n oorwinning te leef nie, maar vir almal van ons. God is nie 'n aannoemer van 'n persoon nie. Hy het nie wit broodjies nie. Nee meneer. Hy wil hê dat sy kinders moet floreer. Almal van ons. Maar dit is hierdie grasshopper mentality wat vanoggend my en jou weerhou van God se volheid van ons lewe. En vanoggend kommunikeer ek hierdie boodskap nie 'n plek van ek wat wil neerpraat op jou nie, maar omdat ek God se hart voel vir jou. God wil nie hierdie goed openbaar om jou in die ys te sit soos my ouma sou sê nie. Hy wil dit openbaar sodat jy vry kan kom van dit. Want solank as jy loop met die juk van minderwaardigheid en jy loop met die juk van hierdie springkaan mentaliteit, sal jy gaan so loop en jy gaan altyd mis wat God om jou doen, wat God vir jou wil doen. Jy gaan altyd wonder, wanneer kom dit na my kant toe, maar jy mis wat God wil doen, want jy dra swaar in hierdie gewig. Jesus het gesê, kom na my toe, die wat vermoeid en belas is en ek gee rus. En dan gaan hy verder en hy sê, neem my juk op jou, want my juk is sag en my las is lig. So wat Jesus kommunikeer aan die kerk op daardie oomblik is, wanneer jy dra aan 'n las wat swaar is en 'n juk wat hard is, dra jy in iets wat hy jou nie gevra het om te dra nie. Sy juk is sag, en sy las is lig. Halleluja. Hy wil jy moet lig hê. Hy wil jy moet joy ervaar. Ek sê nou vir die tannie voor die diens, Jimmy Swaggart sing 'n liedjie. Hy sê it's joy unspeakable and full of glory and the harvest never yet been told. God wil jy moet in die vryheid en die volheid en die vreugde van die Here loop. Maar wanneer ons gekrippel word deur hierdie grasshopper mentality, kan ons nie deelagtig wees van daai goed nie. Ons mis uit op die vreugde van die Here. Ons mis uit op die vrede van die Here. Ons mis uit op die voorsiening en die verlossing en die vrymaking van die Here, want ons het 'n grasshopper mentality. God sien almal, nie vir my nie. God sorg vir almal, nie vir my nie. God lig ander op, nie vir my nie. Dit is 'n leuen, die put van die hel, en vanoggend moet hy breek. In Jesus naam. Halleluja. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dalk sit jy van julle vanoggend wat sê, Jesus Johanra, ek weet nie waarvan jy praat nie. En ek het nie gekom vir jou nie, lekker dag. Ek het gekom vir die een wat hier vanoggend sit en sê, ek sukkel met hierdie ding. Ek is al 50 jaar oud en ek sukkel met hierdie minderwaardigheid. Ek is al 40 jaar oud en ek sukkel met hierdie minderwaardigheid. Ek sukkel om God te glo vir die beste. Ek sukkel om in oortuiging te funksioneer dat God my wil seën. Miskien is dit jou realiteit vanoggend en ek het gekom vir jou. Want ek het 'n heilige woede in my binneste om te sien hoe die vyand slagsiel en verwoes. En ek verstaan dat die deur vir slagsiel en verwoes word oopgemaak in ons lewe wanneer ons nie verstaan wie ons is nie en wat God van ons dink nie. Israel, daai generasie het uitgemis op God se beste omdat hulle gevoel het die vyand sien my as 'n springkaan en ek sien myself as 'n springkaan. Ek wil vanoggend 'n bold statement maak vir jou kerk. Ek wil vir jou sê dat mense gaan jou sien soos wat jy jouself sien. Mense sien jou nie. Mense gaan jou sien soos wat jy jouself sien. As jy in 'n vertrek instap met die arme ek mentaliteit, dan gaan mense dink, ag arme hy. Maar as jy instap met die oortuiging dat ek is die geseënde van die Here. Ek is gesalf, gesoek en gekies. Halleluja. I am the righteousness of Christ of God in Christ. Dit is my oomblik, dit is my uur. Ek is geroep vir hierdie oomblik in tyd om God se mandaat in die aarde bekend te maak. Wanneer jy stap in daai autoriteit en daai gesag en daai mentaliteit, dan gaan almal in die vertrek hier so hanteer. Die vyand sit er vir 'n man en 'n vrou wat weet wie hulle is. Die vyand giggel vir 'n man en 'n vrou wat wonder wie hulle is. Want hy weet, dis soos byvoorbeeld om in 'n tronksel te wees en daar's 'n sleutel by jou, maar jy maak nie die tronksel oop nie. Hy giggel, hy sê hierdie ou, as hy maar net weet wat daai sleutel kan doen. Jy kan vry wees as jy net hierdie sleutel implementeer. En vriende, ek wil vanoggend vir jou sê, as jy maar net weet, halleluja, wat die salwing van die Heilige Gees vir jou kan doen. As jy maar net weet hoe jou lewe gaan lyk wanneer jy kom en proe en sien dat God goed is. Taste and see that the Lord is good. Dan sal jy stap in die volheid van God. Jy sal stap met oortuiging oor wie hy is, oor wie God is. En jy sal wees soos Jeremia met 'n oortuiging. Jy sal funksioneer in die werkplek en in die samelewing met 'n oortuiging dat God is gereed, God is gretig en God is gewillig om te doen wat hy gesê het hy gaan doen. Hy is 'n waarmaker van sy woord.
Halleluja. En vanoggend moet jy op 'n plek kom waar sy woord jou waarheid word. Halleluja. Ek wil jou graag vra kerk, staan saam met my vir 'n oomblik vanoggend soos ons gaan bid. Dankie Jesus. Ons gaan bid, Here. Dankie Jesus. Kom ons sluit ons oë en ons wees bewus vanoggend van dit wat God wil doen in hierdie gebou. Ek het gekom na hierdie kerk toe in Robertson om te kom om vir jou te sê jy kan vry wees. En God wil vir jou oorwinning gee. Hy wil vir jou oorwinning gee. Op 'n jong ouderdom, op 'n ou ouderdom, dit maak nie saak waar jy is nie. Vergeet van waar jy is. Dit maak nie saak van waar jy kom, jy's op pad, dit maak nie saak waartoe jy gaan. Israel het gekom van slawerny af, maar prys God, hulle was op pad na die beloofde land toe. Halleluja. En vanoggend is jy op pad na die beloofde land toe, na die volheid van God se plan vir jou lewe. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. As jy vanoggend in hierdie gebou staan en jy sê Johanrey, jy het vanoggend met my hart gepraat. Dit is my realiteit. Ek sukkel met hierdie grasshopper mentality, met hierdie springkaan mentaliteit. Ek sukkel om te glo dat God 'n goeie plan het vir my. Ek sukkel met minderwaardigheid. Ek voel my selfvertroue is gekrippel deur die leuen van die vyand. Vanoggend wil God dit breek oor jou lewe. As jy net vanoggend bold sal wees, lig net jou hand op. Ek wil saam met jou bid vanoggend. As jy sê Johanrey, ek sukkel. Ek wil vrykom. Ek wil nie so voel nie. Ek wil nie hopeloosheid ervaar nie. Ek wil glo dat God vir my ook sal doen wat hy sê hy kan doen. Kom aan, lig jou hand lekker hoog. Ek wil saam met jou bid. Ek wil jou sien. Prys die Here, dankie Jesus. Moenie toelaat dat die vyand langer van jou steel nie. Moenie toelaat dat die vyand jou langer in 'n posisie hou waar jy voel as arme ek nie. Nee. Jy moet in 'n plek kom waar jy weet dat ek is geanker in die waarheid van God se woord. Ek is geanker in die realiteit van wie God sê ek is. Halleluja. Kom nog een keer lig jou hand lekker hoog. Ek jou kan sien. Prys die Here, dankie Here. Vader, ek dankie vanoggend vir elke persoon wat die boldness het om hulle hand op te lig. Here, wat vanoggend voor U kom in desperaatheid om vry te wees van 'n gras springkaan mentaliteit, 'n grasshopper mentality. Vader, ek bid vandag dat dieselfde salwing wat jukke breek, hierdie leuen sal breek oor ons lewens. Dat ons minds vanoggend, ons gedagtes vernuwe sal word. Dat ons sal sien wat U sien. Dat ons sal hoor wat U sê. Vader, ons breek vanoggend met die leuen van die vyand wat ons weerhou van God se beste. En Vader, vanoggend kies ons intentioneel om in lyn te kom met die waarheid van God se woord aangaande ons lewe. Here, ek dank U vanoggend dat daar geen ruimte meer is vir die leuns van die vyand nie. Dat daar geen ruimte meer is vir minderwaardigheid en hopeloosheid en teneergedruktheid nie. Nee, Here, ons is vanoggend op 'n plek waar ons aanvaar dat ons is die geregtigheid van God. Ons is gesalf, ons is gekies. Halleluja, ons is geroep vir 'n oomblik om te loop in die oorwinning wat God vir ons betaal het voor. Ons eer U daarvoor, Here. Ek verklaar oorwinning oor hierdie kerk. Oorwinning oor elke gesin wat verteenwoordig word hier. Oorwinning oor Robertson en oorwinning oor die land van Suid-Afrika. Oorwinning behoort aan ons, Here. En ons staan in die gap vanoggend vir dit. En ons eer U daarvoor, Here. Dankie dat ons nie langer sal sukkel met hierdie leuns nie, maar dat ons in lyn sal kom met die waarheid van wie U is en die waarheid van wie ons is in U. Ons eer U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Kerk, kyk vir my. Breek met die leuen van die vyand. Breek met die leuen van die vyand. Geen goeie pa wil sien dat sy kinders hulle self bevraagteken nie. My dogtertjie het deur so 'n fase gegaan wat sy vir my heeltyd gesê het as ek vir haar iets sê om te doen, dan sê sy ek kan nie. Papa kan nie. En dan huil sy, sy raak emosioneel want sy voel sy kan nie. En ek het hierdie storie so gekyk, en so ek vir kom hier. Jy sê dit nooit weer ek kan nie. Sê net ek gaan. Sê ek vir kom ek leer jou gou vandag. Sy noem dit haar rympie. Nou dis eintlik 'n skrif maar sy noem dit haar rympie. Sy sê in die oggend as ek op skool toe val, dan sê ek vir haar, liefie sê vir my wat papa jou geleer het. Dan sê sy, I am the head, not the tail. I am above, not the beneath. Halleluja. 4 jaar oud. Ek wil vanoggend vir jou sê kerk. Hoor gou wat ek vir jou wil sê vanoggend kerk. Ek wil vir jou sê wat ek my dogtertjie geleer het. You are the head, not the tail. You are above, not beneath. Die hand van die Here is op jou. Halleluja. Jy is gesalf om te loop. Nie te sing en amen te skree nie, maar om te loop. En die oorwinning wat Christus vir jou gekoop het aan die kruis van Golgotha, die Here sê in jou baie dankie. Baie dankie Johanrey. Julle kan julle sit, ek neem net gou so vir 'n oomblik asseblief. Ek gaan dink elke Sondagoggend dan begin ek sê gou die rympie. OK, dan hoor ons of julle geluister het vandag.
Johandra, julle het ons so gebless. Ek wil sommer terwyl julle vorentoe kom, dat ons wil graag saam met julle bid. Ek het vir Gawie gevra om te bid. Hy kan ook sommer vorentoe beweeg. Ek wil julle herinner aan wat ons laasweek oor gepraat het. Ek het gesê ons een keer 'n jaar praat ek oor geld, maar ek wil julle herinner oor wat vandag gaan gebeur met jou offerhande. Jou offerhande is vandag saad. So elke sent wat jy vandag gee, gaan direk aan Johandra en sy bediening. Soos ek laasweek vir julle gesê het. Dit beteken, en julle moet nou jong, die eerste diens het my teleurgestel. So maak asof jy opgewonde is as ek dit sê, okay? En of julle kan onthou, probeer net, die ou staan nou hier voor. As jy saad in sy bediening saai, is al die vrug wat op sy bediening gebeur, elke siel wat inkom, word op jou boekie geskryf, eendag. Sien hulle swak. Ek moes 'n bietjie gesiggie trek, maar julle het hom. So ek wil graag hê dat ons hulle moet stuur en ons hulle moet seën. Dit was so voorreg om julle hier by ons te hê. Dit was amazing geweest. Dankie dat jy saamgekom het ook en dat julle die kinders by ouma gelos het. Nee, dankie ouma. Sodat julle ook, ek hoop, 'n time of refreshing beleef hier in ons gemeenskap. Ek gaan vra dat Gawie saam met hulle bid en dan kan Gawie sê of julle moet staan, sit of hande uitsteek is. Dankie vir daai bietjie handleiding daarso. Julle kan julle hande uitsteek asseblief. Pastoor, ek wil net 'n kort woord met jou deel. Toe ek net daar so sit en ek glo jy weet dit. You were never meant to fit in, but to stand out. Amen. Hemelvader, ek wil vir U dankie sê, Here, dat ons as 'n familie sommer vir hulle as deel van ons familie, of the extended family, voor U kan ophou, Here. Here, die woord wat U ook in my hart wakker gemaak het, they are a peculiar people. They are especially set apart in your service, Lord. Here, ek wil vir U bid, dat Johandra nooit sal benoud wees of bang wees om die waarheid te praat nie, Here. Here, en dit wat U op sy hart lê. Here, en ek bid ook vir 'n baie egte binnekring vir hom, Here. Here, dat hy sal weet, dit hoef nooit groot te wees nie, maar daar moenie 'n gaping wees nie, Here. So ek bid dat U mense sal oprig rondom hulle en dat hulle hande sal hoog hou. Here, en wat ook sommer in my hart opkom, dit is my gebed, Here, dat soos hulle kinders groot word, Here, as hulle tieners word, dat hulle twee as ouers 'n dag sal beleef, dat hulle sal weet, dat hulle kinders is so bly om by hulle te wees, Here, deel van hulle gesin te wees, Here, dat U dit so beskik het. Here, ek wil vir U vra dat U vir hulle deure oopmaak, Here, dat U vir hulle plekke stuur wat nie in hulle hart opgekom het nie. En ek bid vir U seën oor hulle lewe, in die naam van Jesus Christus, Here. So is dit, en so sal dit wees. Amen. Dankie, kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Dankie julle, dankie Gawie. Indien jy nou nie kontant saamgebring het en jy wil elektroniese oorbetaling maak, sit net die verwysing Johandra. Ons hou dit ons boeke, so niemand gaan dit kan vat nie. Is nie 'n Johandra by die kerk nie, okay? Of nog nie. Dis 2 jaar aftreeplan, ek like dit. Of jy kan SnapScan gebruik, weer eens verander net die verwysing vir ons asseblief, sodat ons dit direk aan hulle kan oorbetaal. Ons beskou dit as 'n saadoffer en ons bless hulle met dit in hulle eie bediening. Ek gaan vra dat ons staan en afsluit met 'n lied. Ek het aan die begin gesê die lied sê I will rejoice, en ek wil hê julle moet bietjie mooi lees wat jy sing. Dan is jy vry, soos jy weet. Jy kan bly in die Here, jy kan vorentoe kom vir bediening. Hier gaan span wees hier voor, daar gaan 'n span agter in die bidkamer wees. So as jy voel jy wil handoplegging hê of iemand net saam met jou staan in geloof, beweeg asseblief spoedig vorentoe. En dan kan jy staan en worship, of jy kan vir jou lekker koppie koffie kry, of jy mag maar, ons weet wie julle is, by die agterdeur uithardloop. Baie blessings vir julle. Julle kan saam met ons staan.